Dankie Minatie vir al die energie wat hier insit. Glo my, is baie addictive om live te gaan. Is baie, ja. Maar jy gaan nou nie, like... 2 minute is jy al klaar. En hy phone nou. No man! Jy sal nie verstaan nie. Goeienaand sê almal hier in die live in. Mr. T is weer terug in die skaggen. Soos gewoonlik. Ek is moe getip. Ek is vandaag uitgenooi hier na die Praat en Vermaak podcast van Franklin Lots en Miss E. So Mr. T is vanavond die gas hier so op Franklin Lots en Miss E se Praat en Vermaak podcast. So die wat ingeskakel is, ons is wil julle verwelkom hier op die live. Share die live. Wees voel vry om opinie te deel, 'n vraagie te vra. Ek sal beantwoord waar ek kan. Dankie dat julle ingeskakel het. Nancy almal wie ingeskakel het. Right, Is ek nou daar nie, ons doet die single. Vermaak is eerste. Nee, is dit daar? Nee, vermaak is eerste. Okay, Vermaak en praat. Vermaak, okay. Die vermaak en praat podcast. Die vermaak en praat Die vermaak en praat podcast. Die vermaak en praat podcast. Alright guys, is ons reg? Ons hier gaan nie heel episode sê met jou phone kyk. En dan dat jy phone afsit. Like, Alright, start. Welkom by die Vermaak en Praat podcast episode 75. Nog 25 episodes oor voor die groot 100. wow. Ons is amper. Yes, zie julle. En ek as julle host, meneer Franklin Lots. As jy my naam hoor, dan wil jy kots. Maar ja, en my co-host, aan my ver linkerkant, Miss E, al die pad van PE, maar sy is vanavond hier. Yes. Ons ander co-host is ongelukkig vanavond hier nie. Besigheid man, maar hy sal weer binnekort terug is, ne? Julle weet mos, die groot gees, Buddha Jules. Yes. En hy is ons intro. Ek het myself gesê, ek gaan nie die man intro nie, is onmoontlik, want ek gaan nie hy expectation kan reach wat die mense gaan verwag. Ek moet gaan haal vir die man se intro nie. So ek gaan dit los vir hom, om sy eie intro te doen, vanavond op die podcast. Yes, come on. Die vloer is joune. Yes, ek is Mr. T en ek is terug binne in die skag. Ja, ek is vanavond hier op die Vermaak en Praat podcast, om wat te maak om hulle hekke op te pas. Mr. T sê so, as easy baba. En remember Mr. T sê altyd, stay humble, van is makkelijk om nederig te wees, dit kost jou niks. So ja, Is vast. Mr. T. Is vast. Is vast. Oh, okay. Maar ja guys, ne? Welkom, Mr. T by ons, by die podcast. Dankie. Ek weet, is baie kort kennisgewing gewees, maar baie dankie vir jou bereidwilligheid, ne? Soms ter week dinge maar net ongelukkig so uit, ne? Yes, en as week maar vir ons, die plan van die Here, glo ek. Yes. Ne? So, mas u vir ons begin, het jy was a word of podcast? Definitely. Daar En hierdie sê- keer in Afrikaans. So is 2 Tessalonisense 3 vers 3. Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. So dis 'n powerful scripture. Ek dink ons is in 'n tyd wat ons almal gaan deur rowwe seisoene. Klomp bose magte buitekant. Verskriklik. So dis maar net 'n reminder dat maak nie saak wat die Here is nog steeds saam met ons. Thank you, baie dankie vir die word of the podcast. Ek weet, mas dit het sy eie word of the day, of the word of the night. Want altyd het die ene keer daar, of was het fijn vanavond, was hy woord sterk genoeg geweest vir jou. Die woord van die aand, ons is nie waar ons gewees het nie. Come on. Ook nie waar ons wil wees nie. Yes. Yes. Weet dat die Here het groter plan Yes. vir jou in store. Come on. Yes. En Thank- remember Mr. T sê altyd, stay humble, van is easy baba. Yes. Stay humble, ek like that. Baie lovely. As iets wat baie min mense het in hulle verstaan. Definitely. En ja, kom ons begin. Sma by hy gesegde, stay humble. Wat sal jy sê, hoe met die social media grons en die fame, wat bly ook nog vir jou humble?
ten spyte van al die klomp geraas rondom jou en allemaal was het die. Dus wat bly jou nog jou humble? Ek sal sê wat my humble hou is die feit dat ek nie weer is wat so nou gesê ek is die waar ek was nie. En ook die waar ek wil wees nie. Want dit is net nederigheid wat vir jou deure gaan oopmaak en vir jou in plek is wat jy nooit kon gedink het jy sal wees nie. En dit is hoekom ek daai spesifiek gekies het om te sê stay humble, van nederigheid maak baie deure oop en ek het dit nou vir die kort tyd wat ek nou op die platform is van Mr. T, ek het ge-experience met my humbleness, het baie deure van my oopgemaak en baie mense uitgereik na my toe. Sure. Wat ek kon gedink het dat sou eendag met my gebeur het. En dis hoekom ek stiek met hy stay humble. True. En ek gaan weer terugkom na hy van die platforms nie op hy ander topic van die unemployment endowment. Ja, ek dink ook nou begin in die middel. Kom ons gaan weer terug na die begin. Wie is Mr. T? Mr. T is 'n groot G-sport rugby fan, supporter van Langebaan. Die rede hoekom ek vandag Mr. T is omdat almal het my geken as Tara. Verstaan jy? Almal ken my as Tara. Toe besluit ek vat die Tara het 'n verlede. En ek wou nie weer geassosieer wees met die naam Tara nie. Ek wil nie meer geken wees as Tara nie. So ek koppel my aan Mr. T. Mr. T is respectful. En dit word mooi geadres, verstaan nie. So Mr. T het ontstaan uit verlede jaar, uit 2025, uit Pella so op 'n unbeaten run was. Jy kan dou Ja, niemand kan Pella kloppie uit en tuisie. Sure. Brad Jules was by gewees daai Saterdag. Ons het gegaan die game te gaan kyk in Pella en Pella was op 'n unbeaten streak gewees. Toe het Langebaan daar gereis. Langebaan was die gas op Pella gewees op die grafkelder, so almal bekend staan as die grafkelder. En Langebaan het daar die winning streak op 'n einde gebring. En daardie dag het ek die video gemaak. Ja, ek is Mr. T en die is 'n boodskap vir julle almal in die Weskus in dat julle moet uitkyk vir ons as Langebaan. Ons kom om vir julle te destroy en as jy nie wil glo nie, Google vir Mr. T en jy verstaan en die Sondag toe het Blommy David John Bruins, hy's ook 'n first team speler, daar verbykom ry en hy skree uit die kar uit, Google Mr. T, verstaan. En dat dit toe daar tydjie sanke toe by my in my Mr. T. Want ek vergiet hoe ek dit op my video gedoen en gesê Google Mr. T vir julle in die Weskus en ons kom vir julle want ons het vir Pella moes nou gewen. Die man kan vir Pella wen nie eens Saldanha nie en ons gaan toe hy en ons gaan wen hom op sy tuisgronde. Daar wen ons hom sommer uit en tuis laas jaar. Bag sy hekke op. Sit die krag af. En van daar die dag af as ek Mr. T. En ek kom deur as Mr. T elke dag in wat ek doen nou. En sê vir ons op die groen ID. Wie is op die groen ID? Of die kaart? Het jy nog 'n kaart of ek het 'n groen boek en ek het 'n kaart. Uitsa? So op die groen boek en op die kaart is ek Jonathan Jansen. Ek is 'n boerling in Georgetown. Nice. Pakkelsdorp, maar verhuis van Pakkelsdorp af Kredok toe in die Oos-Kaap. Waar ek op 11 jaar in Langebaan aangekom het as gevolg van my ma's oorlede en toe kom bly ek by my pa. Ek het die skool gegaan van standaard 1 af tot en met ek die skool uitgedrop het op 2009 standaard 7. Maar dis wie ek is. Ek is Jonathan Jansen, gebore in 1990, die 23ste van die eerste maand. Come in January. Sê weer? Die 23ste van die eerste maand. Birthday twin. Kyk nou daar. Ons vir jou saam. Birthday twin. Ons vir jou saam. Kyk nou daar, no? So ja, ek is Jonathan Jansen. By die rugby is ek Mr. T. By my huis is ek 'n man van 'n getroude man, 'n pa van 4 kinders, 'n werkende man. So by die rugby sal ek Mr. T wees, in my huis sal ek Jonathan wees. Pa en die husband van 'n wifey, Samonay Jansen. Pragtig. Maar nou sê my in die huis,
nummer Mr. T of sy pa of sê wel hier is ek Mr. T nie, ek pa nie is. Die hulle adres by as hulle pa en my vrou sal my adres as Liefie. Yes. En so ja, Come ons on lo now. ons is nie Mr. T nie, hy is Mr. T is by die rugby. By die rugby ja. Yes. Toe Mr. T, hoe het hierdie hele journey jou huis bakteer, of hoe kan ek sê, hoe's dinge nou by die huis? Dinge by die huis is soos normaal. Aan die begin het my vrou 'n bietjie van 'n probleem gehad, van ek het toe baie meer tyd gespandeer op TikTok, toe ek baie nou vars in die bedryf kom, wil ek elke dag post al oor 'n minuut as ek op TikTok, ek bly op TikTok. Ek later aan toe bietjie min aandag gegee aan die huis en aan die kinders en so. Maar so het ek met die tyd het ek 'n bietjie afgeskakel en toe besef ek okay, die TikTok is ook 'n ding wat jou kan vinnig intrek en gou laat jy belangstel verloor en verstaan jy. En so het ek probeer om dit 'n bietjie te balanseer. Tyd vir social media, tyd vir die huis, tyd vir die kinders en so. Maar nou my grootste support is my huisgesin, my vrou en my kinders. Hulle staan agter my. Sonder hulle sou ek nie die sukses behaal in die kort tyd wat ek nou behaal sover. En laastens ook die nommer 1 van my sukses is die man van bo, die Here. Van sonder hom was niks possible nie. Come on now. True. Soms jy vergiet 'n mens daai, né? Yes. Altyd erkenning gee aan die Here, ja. Yes. Oor daai mens gaan. Yes. En met die hele journey van jou, né, op social media en dan nou jy support mos op vir Langebaan rugby club, né? Yes. Maar nou ook met deze ander manier hoe ons nou ons club support, ons nou die nuwe kultuur ontwikkel wat ons noem Bente. Yes. Verstaan? Hoe sal jy sê, hoe is die Bente, hoe is die competitie onder die supporters, because wij is nou 'n nuwe ding man, is nou waar ons supporters mekaar nie meer, ons werk vir die veld, ons op social media en dan gaan ons lekker mekaar tegen mekaar sê wat jy sê, verstaan? So hoe sal jy sê, hoe is die kultuur van Bente, hoe is Bente nou in die rugby? Is gesond of hoe is het? Bente is 'n gesonde ding, is iets goeds. Dit hang af hoe jy dit doen en sommige mense raak persoonlik, het ek afgelope tyd gesien. Sommige raak persoonlik, sommige raak lelik en sommige doen dit gesond, baie mooi, lieflik en so. Maar Bente is ook 'n ding wat jy die players self ook aanskakel, soos ons wat nou Bentes is, ek en Boera Jules of hierso in Langebaan en ander klubs se Bentes en so. Ons skakel die players aan. Ons het 'n platform daar buite vir die players deur die week en so. Sommige een ou het nou toe 'n maand gelede gesê opbou social media rugby speel en so. Maar wat hulle verstaan nie, dis 'n fondasie wat ons lê. Ons skakel die players physically bo ook aan om te sê die platform is daar gelê nou vir julle. So ons het ons werk gedoen van maandag af tot Vrydag. Toe Saterdag as jy as player uitdraf, moet jy nou weet dis nou julle beurt om die fondasies gelê, julle moet net gaan bou en verstaan jy. So die Bente is 'n goeie ding, dat hou die rugby interessant. Mense hou daarvan. Langebaan in my tyd wat ek Langebaan support, glo ek nie daar was nog nie so 'n Bente soos ek nou verstaan jy en ek meen baie mense hou daarvan. Ek myself ek hou ook daarvan en die goedjies wat ons sê vir mekaar, dit is entertainment. Dit is lekker, dit laat jou lag sometimes. En mense geniet dit baie gehad uit. Ja, dit bou 'n goeie gees. Soos vir alles wat by derby tye kom. Derby is mos 'n groot ding. Dit gaan twee dorpe wat in mekaar speel, wat speel vir pride en wie se dorp nou die beste is op die einde van die dag. En so het ons nou 2 weke terug teen Hopefield gespeel. Toe Hopefield het ook 'n Bente nou Pakkies Davids uitgekom toe by Mr. T. Ons het 'n lekker interviewtjie gehad so van onsself, baie smart. En dit was goeie gees van Bente, verstaan jy? Niks persoonlik, net rugby, sport en so. So dit is goed, dit is lekker. So ja, dit is baie lekker om te Bente. Ek geniet my Bente. Mense geniet dit, baie geniet dit. Die rugby geniet dit, die fans geniet dit, die spelers geniet dit. So ja. En normaal gebeur Bente met nou op social media. Yes. Op je phone was nou. Maar nou, hoe is die dag van die wedstrijd? En eerst moet je gaan zo veel, toen was nou lekker gepraat op je phone. Maar nou, hoe is die encounter als je misschien ook kom op je steen of waar zit je? Hoe is dat? Hoe is het dat je aankomt?
Soos ek sê, enige span kan nie mos nou nie geonderskat word nie. Verstaan nie. definitief. Want ek glo aan die span wat opdaag op baie dag die beste span gaan wen. En dissipline en verdediging en alles wen op die einde van die dag. As jou span gedissiplineerd is, gaan jy die game wen. Nou, jy as 'n bente, ek my persoonlik so, as dit op die dag van die game kom, dan as ek in die skare en ek is altyd positief, nobody outcome, soos ek altyd sê. Maar ek onderskat geen span nie, maar ek bly positief. Ten spyte van alles wat ek gesê het hierdie week, bly ek altyd positief. Definitely. En dat is een ding wat ek mee saam leef en saam elke dag vat. As ek verloor die dag, verloor ek die bente ook vir die week. Ek verloor ja. Ek moet nou vrae weer beantwoord. Want ek is mos nou 'n ding wat ek sê easy baba. So mense gaan terugkom en sê dit was nie so maklik gewees nie. Mr. T, ek dog hy het gesê easy baba. So ek moet kan comment, ek moet kan sê hoekom het die easy baba gewees het, hoekom. So ja, ek het ook nou en dan my nerves, maar ek wys dit nooit uit nie. So maar ek glo en vertrou altyd en ek is positief. So as ek verloor, dan verloor ek. Ek sê altyd, as jy nie saam met ons kan verloor, jy moet nie saam met ons wen nie. Verstaan jy? So ja, ek was altyd positief. True, ja. En as die mense wat normaal weer as fyn as jy moet thuis speel, in jou dorp, hoe is dit as jy kom op 'n ander plek? Jy moet hele weekie mense geteer en hoe is dit as dit, hoe ontvang almal of jou eie gees van ook is net bente? Of as daar soms wat jy voel jy dat ik was naar myself zeggen zo. Dat ik maar niet bij gewoon bewegen. Ja, alle velden in plekken is Malaysia niet zo sê. Ja, as ek by 'n veld kom as miskien nou uitspeel, dan sal ek soos ek sê nederig humble. Ek kyk maar eers die vibe deur, ek kyk maar eers die houdings van die mense en so aan. As ek sien ook uit die mense is lekker. Hulle ontvang jou en so aan, is mooi soos jy vir ontvang wil wees en wat. Dan ja, so maar ek kyk maar al die kat in die soos ek sê ja. So al die plekke is dieselfde nie. Sommige mense verwelkom jou baie goed, sommige gaat jou mos nou eers so aankyk met sy en wag, jy is mos dat jy wil hekke opbaks, jy baks jy baks sosiaal hekke op. So ja, elke plek het maar sy manier om vir jou te ontvang. Maar een ding wat ek sê, 'n paar plekke in die Weskus wat jou lekker ontvang en dan 'n paar plekke wat mos maar nou hulle reëls en hulle regulasies het van hoe hulle dinge doen en hoe hulle dinge bestuur en so. En mense moet ook maar elke veld respek met sy reëls en regulasies en so aan. Maar sover in my Mr. T journey het alles nog baie goed afgeloop. Elke veld waar ek gegaan het, is ek baie mooi ontvang en ek is baie mooi terug huis toe gestuur ook. So ek het die klagtes van enige veld af met sy toeskouers en sy bestuur. So smart. En dis waaroor gaan nou, so ek sê, ek het nog gesien waar jy persoonlijk met mensen raak of redelijk verstaan. En bent is het ding om het lekker gezond te verstaan. En mensen verstaan niet soms altijd, oké, maar dat is maar net grappen, is maar net ons tegen elkaar een beetje over die rugby en zo. Want ik heb gezien al een paar keer al verschillende keren waar mensen dingen een beetje te ver van. Hulle verstaan niet waarover die concept gaan niet. En vooral met players. En als ik vraag wat ik vorige gevraagd heb op je podcast, maar ik ga nou heel veel je vraag vragen. Geloof jij dat de rugby players moet deelnemen aan bente? Ek glo nie dat rugbyspelers moet deelneem aan bente nie. Van op die einde van die dag gaan dit 'n distraction wees vir jou as player. Van dit is ook nie goed vir jou as player om deel te neem van bente nie. Van jy gaat na die game gaan jy stap of voor die game stap jy. Ek meen jy oefen Dinsdag, jy oefen Donderdag, jy oefen Woensdag, Vrydag aand is die captain run. So om vir jou deel te neem aan bente as 'n player, dis ongesond van jy sit so baie in jou oefen, nou wil jy vir jou aandag hier aan bente wat nie reg is nie. Julle okay players soos ek al afgelei het tussen spelers of is dit bente julle players klaar mekaar in die game. Chop mekaar. So daai is julle bente. Maar physically so bly ek sal players aanraai om daar te bly, maar om physically bente te wees soos ons op social media en vir jou visible te maak in die live en so, dit is nie goed
vir jou as 'n speler, verstaan jy? So die bente wat julle het op mekaar op die veld tydens die wedstryd. Daarom daar so ja. True. Okay. Daar is nog iets baie goed wat jy gesê nog al, ja. Ja, maar weet jy ook na jou brein, toen hy het baie goeie brein gebouw, ek dink jy het in 'n kort tydjie. En omdat Boland rugby baie gesond is, en ek dink hy gaan nog baie groei, soos die jare aangaan. Definitely. Klub rugby in Boland, nee. Ek sien net nou 'n sweater aan, nee. Vertel 'n bietjie ons van die T-shirt en die branding daarvan. Slogans so. Ja, 2-3 maande terug het 'n company Clio Active Way plaaslik in Saldanha Bay my benader op TikTok 'n boodskap gestuur om te vra of ek belangstel om hulle vir my te kan sponsor met klere. En toe het ek vir hulle gevra moet ek betaal. Toe sê hulle vir my geen sins, dit is 'n Mr. T brand van myself. Okay. Maar hulle voel net om vir my te help en wat. Oh, that's beautiful. So toe het ek ingestem en ek het gesê ja, dis reg in die hak en geen probleem nie. So verlede week en Vrydag, ja, toe het die eerste T-shirts van my gekom. Op die voor sal ek nou sê, hierso staan Stay Humble, en dan staan daar onder lange baan bo. En dan op die mou sal jy sien staan in die skaggen, en dan agterop staan Mr. T. Jy sal nou moet opstaan en draai, dat die mense kan sien. Ek Wat koop sê- 'n T-shirt hier. Agterop sal jy nou sien staan Mr. T, Easy Baba. en dan That's Easy nice. Baba, en agterop staan Rugby Beast. So ja, dis 'n brand van myself, wat ek nou Love it. gestig het. So ja, enige mense wat belangstel om 'n T-shirt te hê, kan net vir my kontak. Hoeveel is die T-shirt? Dis R240 'n T-shirt. Hulle hoor mos. So ja, ek wil net weer eens ook sê dankie vir Clio Active Way wat gevoel het om vir my te sponsor, om 'n sponsor te wil wees van Mr. T en vir my te help my eie brand te stig, Mr. T brand te stig. Baie dankie aan Clio Active Way. Ek waardeer dit baie. Alles kom die man van bo ook toe. Van sou dit nie vir die Here gewees het, sou dit nie possible gewees het vandag nie. So dankie Clio Active Way vir julle uitreiking na Mr. T toe. Baie dankie. Well done, man, well done. Ons kan so voor. Gaan gou ek 'n lekker want ons en hy motivation is en ek dink ek as dit te pas, jy gaan nou iets wat nou die hele week seker op social media dat mense rede aangeraak het, hè. Wat ek kan doen solang in die episode, as jy kan dan kyk en ek gevra is, wat ek ook kyk hierso, dan kan ons gewoon het verder gaan. Onthou guys, dat die episode word live uitgesaai op ons teaser so platform, so as julle miskien sien, miskien in die phone is omdat ons live gaan bestaan, omdat sy platform baie live is, doen ons dit vandag, ons doen 'n aanpassing vir hom, ons staan om te engage met sy followers. Yes. Net vir. So bear with us, ek weet julle is gewoon dit nie, maar bear with us, ne? Ons So jy kan maar kyk, ja, so Tyler Kibide Oses in Langebaan in Langebaan. Kijk, ons kan nog opscrollen as ek het nog. Ons moet terug gaan. Dankie vir julle wat ingeskakel het op Mr. T se live, sê die live enige vragies rondom die podcast, Vermaak en Praat podcast. Julle kan vra enige vraag oor die hempie wat ek aan het. Die designer is Clio Active Way plaaslik in Saldanha in. So ja, Mr. T, soos almal my ken, in die skag, Stay Humble, Easy Baba. Baie dankie is. Okay guys, is jy net? Net so ek dink ons moet hier 'n shout-out gee vir haar voor toch? What you're going through. So wat zijn naam nou weer? But it's important to stand up. It's important to fight. Chris sê maar Ek dink sy was seker op almal se For You page vir die week. En ek sien Mr. Meyer het ook 'n interview gehad met haar. Dad, it's okay to feel what you're going through. But it's important
to stand up. It's important to fight. No problem that you Goeienaand, Mr. Marius. or no situation you're in, it's little. Kan je horen? If you feel that it's a lot, do not compare yourself with the next person's problem. Because although my problem may be so big to another, there's someone out there that's going through 10 times worse than I am going through right now. And it's okay to feel sad. It's okay to feel what you're going through. But it's important to stand up. It's important to fight. Sure. Even though you're hot, even though you're tired, even though you've been fighting. But my message is to everyone is to keep on fighting. Ja, en ik denk ook, je kan die episode doen zonder om die een tribute te doen voor haar of net voor haar bestaan, steek te zien, voor haar shout-out te geven staan. Ik denk, zij is er heel erg Definitely. een hero, die sterkste persoon wat ik al ooit ontmoet het al She's a bestaan. warrior en Sy- so baie wysheid. True. Sure. Ik denk, een man besef, of ik het aan dit besef, dus die waarde van leven man, in gezondheid, in bestaan. En iemand wat je dat gaan nog steeds zoveel courage heeft, verstaan, is zo Positief mooi, geweest. verstaan. Hoe kan je niet geïnspireerd worden door haar verhaal, of niet gemotiveerd worden door haar verhaal, verstaan. Definitely. Zo laat dat weer voor onze eye-opening is, man. Nou, om elkaar te waarderen in het leven. En definitief was bid voor ons is mee daar. Definitely. Er is ook die man is ook veel van haar verstaan, de man bij ik kan komen maar. Ja man, die leven is maar ongelukkig hoe het is verstaan. Ja. En mensen positieve dingen nodig. Alle mensen leven verstaan, we man altijd op te helpen. En zulke stories reminden man weer. Eindelijk waar die bij mensen gaan. En wat ik al wat zij gezegd is dat soms denken mensen altijd zoals ik ga die slechte tijd van mijn leven of dingen zo slecht af. Maar dat mensen wat nog eerder af is wat jij is verstaan. Yes. En dan laat me weer terug naar jou te zeggen, joh, ik moet waarderen wat ik heb. Verstaan? Ik moet Definitely. ja, zoals Dat is zo. als hij moet zeggen, je klauw met die brood onder je arm. Ja. Zie hij zeggen dan. Als wij en zoals moet dankbaar wees man. Voor wat de man heeft verstaan. Soms is niet alles zo erg. Soms gaan de man zo aan hoe onder nog goed is verstaan. Gaan mensen met baie erger dingen die in Ja. leven. Zo alle sterkte waar in haar familie en vrienden. Was definitief was bid voor haar. Zij is een inspiratie voor die hele land, voor die hele wereld verstaan. Definitely. So prayers en support uit naar haar toe, né? Ik denk, als een man die zoiets gaan, als een redere, het is niet een makkelijke journey voor familie nie, Ja. of vrienden nie verstaan, so het redelijk kennis nodig om dit te gaan. So ik denk, ons moet uit doen op je episode voor ons verder gaan, né? Ja, weer terug naar die episode toe, wat ik kom ons moest doen. Die comments is hallo. Oké, dan wil ik, soos die afgelopen paar weken, was die oorsprong baie sleg gewees, jong. Toe by daar is reën het, as ek kyk plekke as Vredendal en hier af, aan Woester se kant af, is baie beter gewees, jong. Die Maritzburg, die Central Karoo. Ja. Dit is baie set nou in soos ek het wanneer gelees nou in die week in een familie wat letterlik alles verloor het in die storm en ek dink die een van die kinders is matriek klaar sertifikate, hulle het geen ID, hulle het geen niks om na terug toe te keer hier as gevolg van die storms en die vloede wat in die 2 dae. En dan besef ek ook soos nog gesê, ons moet dankbaar en bly wees vir ons wat dit en so. As jy moet kyk in hoeveel plekke en mense in 2 dae goed is verloor het. Ja. Met ons Huise wat ja, vernietig is. vir ons wat nou nog nie in so 'n storm moet baie dankbaar en bly wees. En ons moet bid vir daardie mense wat dakloos is en wat nie 'n slaapplek het
vir daardie aand en weekie. So die storms bring baie sê baie hartseer ook en Ja, en nie net bid nie, Mr. T. Ek voel altyd, love is the action word. So, yes. ek het baie goed geshare van mense wat hulp praat. As jy Yes. kan, stuur wat jy Stuur wat jy kan, ja. klere-wise, kos-wise. Die gemeenskap in Rodewal het my weer eens laat besef dat jou glo en omgee vir Omgee mekaar. vir mekaar, ja. Mense wat hulle lewens in gevaar gesit het Yes. om dies wat onder is te bring na veiligheid. Ja, Deur hy waters het hulle gegaan om die ou mense te gaan help. Dies wat in rolstoele vasgevang was en ek het gehuil want because wat maak jy voel so hulpeloos. hulpeloos, ja. En dit is hartseer en sulke tye dan voel ek mos met die kerk vooruit lei om ons mense weer op te tel en te ondersteun. So ja. True, ja, true. So ek sê weer eens, man besef in tye van storms en sulke tipe dinge, dat regtig, as jy miskien nie geëffekteer word dat hier is, soos, hoe geseënd die mens is, man. Nee, wat jy is, verstaan, want het kon ook jy gewees het, Kon verstaan. ook jy gewees het, Dat is ja. jy moet altyd sympathie doen aan ander mense, en jy moet altyd probeer help vir ander mense, because why, die ding kan gou omgedraai word, dan kan jy en hy, Ja. En hy verstaan. bootjie beland. Ja. Exactly, ja. En byvoorbeeld, ons kyk nou na die werkloze syfer in die land. Is terrible, ja. Is worse. Hoeveel is daar nou op as eerder gesê? Okay, is nou op 32.7%. Dis die latest stats van die eerste kwartaal. So, So ja, julle. mense gaan die goed die buitekant. Soos mense gaan die baie buitekant, jong. Regtig. Ja. En wat ek wel gesê het vir toe ek gepraat met die van die brein, né. Sal jy sê soos mense wat nou nie werk het en sal jy sê dat daar is regtig iets in social media, kan mense 'n lewe maak van social media af as jy nie kan werk kry nie. Ek persoonlik kan nou nie sê of jy iets kan of jy nou 'n lewe kan maak op social media as jy nou 'n werkloos persoon is. Van ek persoonlik ek is op social media en ek het nog nie enige income gekry van social media af nie. En ek is dankbaar en bly dat ek 'n werk het. Verstaan jy? Van because why werkloosheid bring ook baie druk op jou. Veral as jy gesin het om na te kyk. En of 'n jong man is wat 'n verantwoordelikheid soos 'n kind, verstaan jy, of jou ouers is al oud en jy moet vir hulle werk en jy's werkloos, bring dit baie druk op jou. Verstaan jy? So, en dis hoekom ek sê ek weet nie of dit sal werk vir jou as 'n persoon om staat te maak op 'n income van social media af nie. Van baie mense is influence en verstaan jy, en baie mense is competerend op social media. Hoe meer jy creative is, hoe beter staan jy mos 'n kans vir 'n income op social media, soos ek dit kan sien. En so ja, dit is baie dingwerk, baie skills wat jy moet ook het om op social media te kan perform. Harde werk, Harde werk, ja, dit lyk easy, maar dit is harde werk. So ja, En consistency. consistency, ja, dit vat baie effort en baie tyd ook, ja, consistency, ja. So werkloosheidssyfer, dit is kommerwekkend. Dit Is kommerwekkend en sommige van ons mense daar buite soms vang somme misdaad as gevolg van werkloosheidssyfer en van hy moet dink aan wat gaan hy môre eet, wat gaan hy vanaand eet, miskien ken hy net sy hele lewe lank van bedel of so aantes en wat. En sommige van ons soek 'n tweede kans daar buite en jy weet, jy vat is nie altyd wat jy 'n tweede kans kry nie. Mense, as jy somme easy dat mense jou verlede uitvee en vir jou somme 'n tweede kans te gee nie. Jy moet regtig vir jou mense moet regtig kan sien daar is 'n verandering in jou lewe en ja, yes. So ek persoonlik het nog nie regtig waar 'n werkloosheid probleem in my lewe gehad nie, van drop out of school tot op vandag toe ken ek net werk.
maak nie saak wat 'n soort werk ek gewerk het nie. Jy het Ek het gewerk, gewerk van ek het geglo aan jy moet geen skaamte vir wat jy doen nie. As daai werk vir jou brood op die tafel sit, Dan moet jy doen- dankbaar Wow. wees want dis 'n werk, dis 'n income. Mindset, né? Ja, dis 'n income wat jy verdien, dis brood wat jy kan op die tafel sit. So ek was nog nie in so 'n posisie gewees van werkloosheid nie. So maar ek ek voel dat vir mense wat werkloos is, wat nie 'n income van as jy sien met die lewe en wat hier raak en die goedes wat elke dag styg, kommerwekkend petrol wat alweer volgende maand styg, kommerwekkend 'n brood is al amper een van die dae R30. Ja. En alles raak net En dis duur. 'n realiteit. En dis 'n realiteit wat ons moet face en wat ons moet elke dag mee saam moet lewe. So regtig wat dis kommerwekkend oor die Maar werkloosheid. staf buitekant, ja. Dis tough, Is ja. baie tough. Baie tough. Maar guys, dan wil ek nou flip side. Ons het verlede week was hier 'n weektraining by die toesong en dit was vir die youth. En wat ek nou al baie keer gesien het, maar soms kommunikasie is 'n baie key rol. Dan kry jy die boodskap kom net nie by die jeug uit vir trainings nie. Yes. Maar daar was een spesifieke training wat ek agterna eers van gehoor het. Maar het ons gesukkel om youth te kry om die training by te Dit buite woon. woon. En dit is 'n workshop om vir jou te prepare om vir jou job ready te maak. Ready te maak. En dan is daar een program wat ek saam met Department of Employment doen wat ons die job seekers database promote, wat ons sê gaan register vir jou op die database. So dit maak werksoek ook makliker as jy As jy 'n CV op hy system het, want so as hy goed uitkom, dan is dit makliker om dan nou vir jou te verify en so aan. Maar wat ons het altyd discussions om te kyk wat doen ons dalk verkeerd. Iewers op 'n call is daar 'n hopelessness van ek ervaar dit in verskillende areas. Jeug wat net besluit het hulle kies om ons was een oggend vroeg in Langwil. Toe sit ek daar. Ek het gesê, Here, iewers moet hier 'n intervention kom. En dit was 'n groep ouetjies gewees. Hulle het net geskarrel dat hulle besig geld het. Vroeg môre. Ja. Toe sit kloppie hoekies te drink hulle. Nou is ek like, ek weet nie. Ja. Ek is moedeloos. Ek het ook advice nodig. Wat meer moet 'n mens nou nog doen? Om conversations te breek. En soos nou is 'n election jaar. Ons moet die jeug target om hulle te motivate Yes, om te yes, register, yes. om te stem, maar hulle is so negatief. Dit is ja. En baie loop ons nog met daai mindset vir al die jong mense. Ons stem, maar niks word vir ons gedoen en so nie. Verstaan jy? En die ander ding se name is ook die ons jong mense sukkel ook met werk te kry. As jy kyk van die matrikulante wat ook werk, wat ook nog nie werk het en so wat maar nou winkelwerk doen op die til sit en so. Dan moet jy dankbaar en bly wees van ek weet so ek sê enige income wat jy kan kry wat brood op die tafel kan sit, moet jy vat ja. verstaan jy? Van nou ja, tot daar 'n beter geleentheid kom, want dit baat jy gaan nou sit met die sertifikaat by die huis en jy voel jy gaan nie daai werk kan doen nie, want jy wil wag vir 'n werk wat nou status en so gekoppel is. So as jy winkelwerk moet doen, moet jy winkelwerk doen. As jy moet cleaningwerk doen, moet jy cleaningwerk doen. 'n Mens moet altyd onder begin Moet jy begin. om daar bote van jy moet 'n babatjie kan nie net loop, jy moet kry voor hy loop. En jy sien met se tiene wat die probleem wat ek dis sien is dat ons koppel mense se werksklere aan Yes. goeie werk of slegte werk, verstaan? Yes. Dit is as jy man nie overall of die persoon wat waar werk in 'n winkel by goeie geld. Yes. Soos maak daar's meer ding van ek moet 'n hempie en 'n broekie en 'n chinokie as dit nou daai jy by baie meer as hy persoon verstaan. Ja. As dit jou willingness om my werk te vat en te doen verstaan, maar Yes. dit baat jy lyk te paat, maar jy kan jouself provide, jy verstaan. Jy lyk nou soos iemand wat nou
in 'n high corporate werk sit, maar eintlik ek kry nie baie nie, maar hulle baie bitter vir die mense wat jy kan doen, jy ander werk toe staan. Maar eintlik kom jy uit met die geld. Kom jy uit met die geld, ja. Gaan met jou topboots en op werk en jy verdien baie meer verstaan. Baie Ons wil meer, ja. die image bly verstaan. En nog 'n ding wat Study. ja, dat ook ja. Dat is so. Maar die probleem met dit mas ek dink ek gou weer terug op die punt dan informasie. Nee, baie keer gaan ons jeug agteruit van as informasie vir hulle nie. Yes. Verstaan? Soos ewen om te gaan study, soos hulle besef jy hulle weet nie waarom te gaan vir 'n beheer, hulle weet nie hoe om te apply en hulle het die resources om te gaan om te apply vir 'n beheer. En nou moet jy kyk, so wat is die nodig vir 'n beheer? Jy het nou jou man op pas so bankstaat nou wel werkelijk nie. Yes. Jy moet nou gaan vir adresbevestiging vir eventueel wat alle goed. Soos as klomp dinge in Klomp plek. dinge, ja. Maar hulle het die informasie nie verstaan. Waar moet hulle die vorms afval? Waar apply hulle vir NSFAS verstaan? En ek dink hy is baie ding wat bietjie wat missing is vir al in ons klein gemeenskap informasie. Maar sodra jy uitstap by die skool matriekjaar, dan is dit baie moeilik. En social media maak dit nie maklik because by hier gee hulle klomp fake news. Ja. Sy op Facebook gee hulle nou, hier's 'n post hier, ons moet hier apply as 'n fake ding staan. Wat is so? Maar Franklin, ons het dan die e-centers. Maar waar is die e-center? Wat is 'n e-center? Die e-center, die is een by die toesong. Hier by die toesom. Maar wat is dit? Daar sien ek as rekenaars en alles. Daar is daar rekenaars so. waar jy kan gaan en jy kan 'n free kursus doen. 'n Rekenaar kursus wat verniet is. Wat verniet is. Elke dag of is dit nou maandeliks? Doen die kursus? Hulle enrol 'n groep. So jy moet gaan kyk wanneer is die trainings uit. Die ander En dan help hulle ook met applications en goeders. Soos as NSFAS op is. Hulle help met die aansoeke vir die skole. Ja. By die e-center. Ja. maar So daar's 'n klomp goed wat daar gebeur. Again, is dit like staan jy op en gaan jy toesong toe om te gaan kyk wat gaan daarin? Wat doen jy om jouself te bemagtig met inligting? Ek sê altyd vir die jeug, daar's die SA South African Mobi app. Weet jy van hy? Ek weet nie Hoekom van weet nie. jy nie van die Goeie vraag, hoekom weet ek nie van nie? Maar ek preach it everywhere waar ek gaan register as jy 'n youth is. Youth is like from the age van 18 tot 35. Dan register jy op South African op die Youth Mobi app. Daar is dit ook 'n platform wat inligting deurgee en werke en alles. So ek weet nie waar is die weakest link hier. Okay. So vir die jeug, né? As jy by die huis sit, het jy werkie, né? Vind uit of jy in jou dorp 'n toesongssenter het en 'n e-center. E-center. So as elke dag mense daar so. ja, Okay. van maandag From tot 8 Vrydag. to 5. So kom ons begin aan, né? Vanuit by toesongssenter of in jou plek 'n toesongssenter is of 'n e-center. Nou, blykbaar is daar computers. Ja, hier by ons of in Langebaan is dit mos Riali en Kylie wat daar sit. Okay, maar ek bedoel ander dorpe sal dit. Ja, klaar Okay. vir dit. So as jy by die huis is, as jy skool klaar gemaak het, né, en jy sukkel met werk te kry, gaan doen daai, né? Begin daar so en wys vir die mense okay, maar jy wil graag, jy stel belang. Yes. Because om te gaan over learners is nou net so 'n kopseer. Mense almal dryf nou learners. Share your journey Maar nou- met ons. Okay, in my tyd, né? Toe ek gaan dit net normaal werk weet. Ooit weet okay, as 3 vrae stelle. Nou, dan skarrel ons onder mekaar, dan kry jy vrae. Leer die 3. Een van die 3 inkom. So leer die 3 weet okay, inkom nice so dat die slag learners. Maar nou hoor ek as computerized. Wat 'n kopseer. Waar jy begin. Wat 'n kopseer. Jy sien ek het ook nog daai tyd geskryf met die vrae ja in Vredenburg toe ons nog nie die lokaal hier in Langebaan gehad het nie. Die eerste keer toe ek het skryf met hy vrae ja toe het ek vir jou swak gedoen dat hy per die onderwyser by gesê het meneer ek dink sy moet leerdersklas hê. Ek het dit myself gesê ag man. Die rede hoekom ek nou gedryf is omdat ek die afsprake maak sonder om te leer. Ek het die vorige aand eers geleer en toe wil ek die niks daar gaan skryf. Okay. Want almal so geslaag. Verstaan Almal jy? sê dit soos Ja, leer jy aan vir die tyd na slaag. verstaan jy? Maar die volgende keer toe ek weer gaan skryf, toe ek nog eers te klauw, toe skryf almal Slaag. toeslagen Gemakkelijk. sonder om klasse te neem. Maar
ongelukkig het ek my ding laat expire. Nou moes ek die proses deurgaan wat ek nou deurgaan, mense. Wat is die proses? Ek het nou al 3 keer gaan skrywe. 3 keer julle. 3 keer times. gaan skrywe en ek het 3 keer getop. Want because why elke keer as jy aankom, dan is die vraag wat jy leer by die huis nie daar nie. So die vraag stel verander elke keer as jy gaan skrywe as dit 'n ander. my. Ja, dit is nooit dieselfde vraag wat in die toets is nie. Elke keer is 'n different vraag. Sy leer nou presies die vraag stel. Dan skryf sy next keer as hy weer gaan skryf, dat dis hy vraag stel, hy antwoord en hy vra nie meer in daai. So dit is nooit dieselfde nie. Okay, ek hoor hy. Yes, see. Kom ek spreek dit. Kyk hier is dan. Daar is so baie reëls sien. 'n Stop sign bly 'n stop sign. Daai vraag kan nie verander nie. By 'n voorwy vir die eerste hy vraag kan nie verander nie. So wat ek sê goed is wat as in die nuwe toetsen. Because nou ding is ja, kan jy so baie vrae sê. Hoe maak jy ry? Wat beteken hy sign? Ja, wat dit ook ongewikkeld maak is die weight van die trok. Want hulle vra nou sulke vrae, hoeveel weeg die trok met 'n vraag? Allerlei tipe van goede en Serious? yes, dit is Is dit like general knowledge? Hoeveel weeg het erop? Dit is Ja, dryp. Oh my goodness. dit is moeilik so sê ek het 3 keer geskrywe en elke keer al 3 vraestelle wat ek geskryf het was al 3 vraestelle was different vrae en ek het almekaar met 3 punte gedop. Nou al 3 keer. So sy leer Dit nou wat die met die nuwe tablet wise op die en ek meen tablet. ja en ek meen kinders wat nou laser gematriculeer het wat moes nou so mind is moes nou nog lekker oop. Fresh. Dis en so. fris. Hulle dop aan mekaar saam by. Verstaan? Al 3 klasse wat ek al onderwys het, die man geslaag is saam. Almal dryp, nou Almal dryp. Nee, Hallo. julle is iets fout. Almal maar as die dryp. treffings Kykie, ons praat hier. is daar 'n boek wat hulle gee? Leer wat jy 'n boek of wat gaan aan? Hoe moet jy jouself voorberei vir die toets? Ek het die app op my phone gestudeer, app op my phone gestudeer. Maar my skoonma het vir my nou 'n boek gebring van haar weekmense wat sy ou boek? week. Ja, ek Die weet nie wat 'n ou boek 35. die ja, Kyk, dink so. 35. Nou die haar weekmense se seun het nou van hy boek geleer en hy het nou geslaag. So ek wil nou hy boek vat, dan wil ek nou kyk Ja. of ek nou gaan pas. Want ek het 3 keer van die app op my foon af het ek al 3 keer gedryf My met 3 punte genade, elke. julle. As ek het vir myself gesê dis so geld maak besigheid die man. En hoeveel is learners nou? Laan is 'n 60 uitrein. En as jy slaag moet jy nog iets soos R44 betaal om die learners te kry. En die rede hoekom ek nou brul ook mense is dat ek dop aan mekaar my oë toets ook. My oë is swak en ek moes nou nog daai proses ook deurgaan. Toe moes ek dokter pas en ek moes oogkunde toe en nou dra ek dokterbrille van my oë is swak van ek kan ook nie meer. Dit is 'n hele Dis 'n storie nou net om lisensie te ja, kry. en As 'n kopseer, as 'n groot toe moet kopseer. ek nou R1500 betaal by die dokter vir die brille en so van al my van wil lisensie hê, het ek nou die klomp prosesse deurgegaan. En jy kry net jou En lisensie. ek kry dit met license. Maar ek sal nie opgee Die nie. kan nie opneem, nou maar Ek sal weer nie probeer. opgee nie. En al kom En nou iemand wen. Yes. en al kom iemand wat sê kyk hierso. Sy gaan 'n koep, maar nie koep nie. Ja. Ja. Ek gaan die legal way, die regverdige way. But ja, guys man, but ja, maar die man iets laat van jou kant af. Dankie vir jou tyd. Vir die hele reg. So wie sê was kort kennisgewing geweest, maar jy was bereid geweest. Hoe kom jy nou oor vir die eerste ronde? Ons nog 2 games, ons kry nou die naweek vir goed verwag en dan gaan ons Piketberg toe. Come on. Pijnlijk in plek, ne? Goed te wachten bekend weer. Alles soos Aldana in die park, dink ek uit mekaar. Is het? Mm. Oké. Soos Aldana. En Maar is- soos, ek is positief, Okay. baie positief. Die rugby was nou uitgestel hierdie naweek, maar goed verwag, moenie dink hy gaan sy pak vryspring nie. Sy pak lê en wag vir hom hier op Slangpark. Sy hekke gaan opgebars word. Ik moet maar reën Ja, weer, man. maar. Ja, Ja, en maar ons hoop is mooi weer. dus hoop is mooi weer, ja, regtig. So ja, iets aan voor die Bente community. Van jouw gemeenschap van die Bente. Vir die Bente community, vir alle Bentes, sterkte met die seisoen en met julle Bente. Net mooi dinge vorentoe. En
remember Mr. T sê altyd, stay humble, van is easy baba. Ons doen dit respectvol, ons geniet wat ons doen en vir elke klap reg oor die Overberg, wat sentraal, Weskus, waar jy ook al sterkte met die seisoen. Soos ek altyd sê, dis nie 'n reisie, dis 'n marathon. Daar's nog baie games wat oor is. Mense wat eerste en tweede lê op die lok. Dit is nog nie verby vir julle wat derde, vierde, vyfde, sesde lê nie. Dit is 'n marathon, nie 'n reisie. Gee jou beste elke Saterdag op die dag. Gee 101% en alle supporters sterkte, support julle span. Maak nie saak wat die results is, wen of verloor. Ons staan as 'n gemeenskap saam en onthou rugby is 'n ding wat gemeenskappe bymekaar bring en vriende te maak en vriende te ontmoet, mense te ontmoet van ons weet nie waar ons mekaar volgende dag vind nie. Ons kan mekaar op plek ontmoet, dan kan ek sê ek ken daai man, hy's van daai klub, hy's van daai plek. So ons gaan nie vyandig teenoor mekaar lewe as gevolg van rugby en verloor. Ons maak vriende. En ons kom nader en nader van ons doen dit. Ons doen dit vir die liefde van die game. For the love of the game. Baie belangrik. En ja, sterkte met die games wat die naweek gaan voortgaan. Wie ook al julle opponent is en moet nooit ander span onderskat nie. Ons bly positief. Ons doen alles wat ons aanpak. Ons pak dit met positiwiteit aan. Onthou, 'n mens is nooit te oud om te leer nie. Follow your, chase your dreams. As jy nog 'n drome het op 37 jaar, ek is 36, ek het nog altyd 'n droom en ek follow my droom. So vir julle wat nog drome het en julle voel julle is te oud, jy's nooit te oud om jou droom waar te maak nie. So follow your droom, leef jou droom uit en wees altyd positief in alles wat jy aanpak. Moet nie laat die duiwel voel jy's 'n loser nie. Moenie laat die duiwel voel jy's 'n niks werd nie. Van jy is waardevol. As jy nog vandag asem skep, weet dat jy nog altyd 'n doel op die aarde het. Jy is nog hier vir 'n purpose. Jy's nog altyd deel van God se plan. Van sonder die Here is alles te vergeefs. Ons kry die krag en die gedagte en alles wat ons aanpak. Hy gee vir ons die krag. So van Mr. T se kant af, dankie dat julle ingeskakel het op die Vermaak en Praat podcast. Dankie vir julle support. Dankie vir Franklin en vir Miss E dat julle vandag vir my genooi het na die Vermaak en Praat podcast. Dit is 'n eer vir my om hier te kan wees vandag. Ek het nooit geweet dat ek eendag op die show sal wees nie, maar ek voel geëerd vandag om hier te kan wees en ek voel geëerd om my gedagtes saam met julle te kan deel en wat ek doen en waarvoor ek lief is om te doen. Ek voel geëerd om dit te deel saam met julle. So support my in wat ek doen. Ek doen alles vir die gemeenskap van Langebaan en vir die klub van Langebaan. Ek doen alles vir julle en ek glo aan julle, ek believe in julle. Maak nie saak waar julle bevind vir julle op die lokkie. Ek sal bly 'n Langebaan tot ek my laaste asem uitblaas. So lief vir julle Langebaan. Dankie. Weer eens dankie van Mr. T se kant af. Smart man. So ja guys, hy is episode 75 van die Vermaak en Praat podcast. Julle weet mos 'n podcast waar ons julle vermaak en waar ons lekker praat, Ek en my co-host Miss E para Zulsel binnekort weer terug is, Dankie meester man. Baie dankie man. Baie dankie. Baie dankie Miss E. Thank you. Dankie vir die inskakel guys.